gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Goeiedag geliefde, dit is donderdag en ek hoop jy is gereed. Op hierdie donderdag lees ons een enkele vers en dit is 'n vers wat Petrus skryf in 1 Petrus 3 vers 15 en dit gaan ook oor gereed wees. Hy skryf, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Laat hierdie vers net bietjie vandag by jou insink. Jy wat dalk aan jouself dink as 'n gewone gelowige. Ek weet nie hoekom verwys mense na hulle self met sulke terme nie. Maar ek is maar net 'n gewone gelowige. Dis iets wat ek vreeslik baie hoor en ek verstaan dit nie regtig nie. Want daar is nie regtig so iets nie. Maar laat hierdie woorde by jou instink. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees gereed. Met dieselfde dringendheid wat Christus gesê het, wees gereed vir my koms. Kom sê Paulus, wees gereed om 'n antwoord te gee. Jy, individuele Christenmens, wat leef met die hoop van die wederkoms, met die hoop van verlossing, met soveel hoop binne in jou, wees jy gereed, gespanne, reg, om die volgende stap te neem, sodat as enige iemand jou vra, wat is dit wat met jou aangaan, hoekom lyk jy so anders, hoekom is jy so opgewonde, hoekom gaan jy hierdie lewe op 'n ander manier, sodat jy 'n antwoord kan gee oor daardie hoop wat in jou lewe. Jy moet daarvoor gereed wees. Ongelukkig het dit vandag so maklik geraak om eerder mense te verwys na. Wil jy iets daarvan verstaan, gaan praat met my pastoor, gaan praat met my dominee, gaan praat met my rabbi, gaan praat met my guru, gaan praat met my selleier. Daar's altyd iemand na wie ons mense verwys, wanneer hulle kom met hierdie vrae na ons toe. Kan ek vandag vir jou sê, hoe meer jy mense verwys, hoe minder sal jy gereed wees om 'n antwoord te gee. Hoe meer jy gereed is om 'n antwoord te gee en dit dan gee, hoe meer gereed sal jy wees om 'n beter en dieper en meer uitgebreide antwoord te gee, hoe meer jy antwoord. Dis my groot gebed vir die Christendom in hierdie tyd. Om gereed te wees met sulke antwoorde. Om 'n verduideliking te gee oor die hoop wat in ons lewe, want ons hoop, leer die woord ons, beskaam nie, ons hoop staan vas, ons hoop is veranker in die hemel, in Christus Jesus. Daar is niets meer wonderlik in hierdie wêreld nie, en elke Christenmens behoort gereed te wees om dit te kan verduidelik. En ek bid dit vir elke gelowige. Maak nie saak hoe gewoon jy jouself sien nie. Raak gereed en gee die antwoorde, want die wêreld het nog nooit so angstig gevra na antwoorde nie. Wees gereed met jou antwoord. Shalom. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk.